Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand en welkom weer eens by Straatwys. Nou daar's 'n aanhaling wat sê flow is the art of letting go of control and trusting the rhythm of the moment. Nou jy mag dalk dink dis 'n bietjie vreemd dat ek wat so baie elke liewe dag praat oor geloof, groei, selfondersoek en betekenis, vandag vir jou sê, miskien moet jy net so 'n bietjie hokkaai roep en vandag net wees. Want gisteraand is een van daardie aande vol lekker diep gesprekke en teorieë en introspeksies. Jy weet daardie tipe aand waar jy voel, jy raak aan iets groots en jy doen iets belangriks en jy praat daaroor. En dis mooi en dis nodig en dis hoe ons groei. Maar iewers tussen al daardie dink het iets stilweg vir my begin fluister en gesê, vir my gevra, nou dat jy besig is daarmee, vra jouself die vraag af, lewe jy nog? Of ontleed jy net? Ek maak myself skuldig daaraan, want ek kan 'n eenvoudige oomblik vat en dit ontleed tot op die been toe. Elke gesprek word vir my 'n les, elke situasie is simbool en elke gevoel iets wat ek moet verstaan, regmaak en verbeter. En voor jou oë uitvee, word jy moeg. Nie fisies nie, maar sielsmoeg. Want jy dra die gewig van alles wat jy probeer verstaan. Maar in sielkunde praat hulle van overthinking. En dit is waar jou brein nie meer die hulpmiddel is nie, maar 'n las is. In Oosterse wysheid sê hulle, die oomblik wat jy te veel probeer beheer, verloor jy die vloei. En dis waar iets so eenvoudig amper rebels inkom. Miskien is die lewe nie altyd 'n probleem of 'n raaisel om op te los nie, maar 'n oomblik om te beleef. Dink aan 'n vakansie. Want jy kry mense, en dalk is jy een van hulle, wat 'n spreadsheet het van hulle vakansie. 8 uur staan ons op, 8:30 eet ons ontbyt, 9 uur ry ons strand toe, 12 uur kom ons terug, 1 uur middagete, 3 uur stap, 5 uur steek ons die vuur aan, 7 uur eet ons, 11 uur gaan slaap ons. En binne in daai goeders het elkeen 'n rol en alles is beplan. Nou kyk, beplanning is 'n goeie ding. Die Bybel sê ook daar is 'n wysheid in voorbereiding. Maar wat as jou beplanning so styf is dat jy die hele punt van die vakansie mis? Om te rus, om te lag, om net te sit en vir die see te kyk sonder om te wonder wat dit beteken. Psalm 46 sê, wees stil en weet dat ek God is. Daar staan nie ontleed en weet nie, daar staan nie beheer en weet nie, daar staan wees stil. Daar is 'n tipe kennis wat nie kom deur dink nie, maar deur teenwoordigheid. En dalk is dit die ding wat ons verloor het in 'n wêreld van konstante selfverbetering. Ons het vergeet hoe om net te wees. Jy sien, innerlike werk is belangrik, dis heilig. Eintlik is dit heilig, want dis goed om jouself te leer ken, om te groei, om genesing te soek en die wêreld rondom jou te verstaan, om 'n beter lewe te leef. Maar as jou hele lewe 'n projek word, 'n konstante fixing, dan mis jy iets. Want God het nie gekom om jou te verbeter nie, hy het gekom om saam met jou te leef en vir jou om die lewe voluit te leef. Jesus sê, ek het gekom sodat jy die lewe kan hê en dit in oorvloed. Nie oor analise nie, nie oor optimisering nie, lewe, oorvloed. En oorvloed lê soms in die eenvoudigste plekke, in 'n asemteug, in 'n lag en in 'n oomblik waar jy nie probeer om iets te wees nie, maar net is. So dalk is dit jou uitnodiging vandag. Maak bietjie jou poniestert los, laat sak jou skouers, sit jou boeke neer, haal asem, want jy hoef nie alles vandag te verstaan nie. Jy hoef nie elke gevoel te decode nie. Jy hoef nie elke oomblik te verbeter nie. Laat die dag jou 'n bietjie lei, laat die lewe jou verras, want ironies genoeg, dis in daardie oomblikke van net wees, waar die diepste insigte jou dalk kry, sonder dat jy daarna jaag. So wanneer laas was jy net? Nie besig om te word nie, nie besig om te fix nie, net wees. Ek hoop jy 'n wonderlike dag en tot ons weer saam stap, mooi loop.